Kom ons buig net so vir 'n oombliekie voor die Here. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Julle kan saam met my blaai na Jesaja hoofstuk 6. Jesaja hoofstuk 6. Ons gaan nou van die eerste versie af lees tot so by vers 10. Jesaja 6 vanaf vers 1 tot 10. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here, want die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê: Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê: Kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, Here, stuur my. En hy het gespreek: Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie kan sien met hulle oë, met hulle ore nie hoor en hulle hart nie verstaan nie, en hulle nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek: Here, hoe lank? Antwoord: Totdat die stede woes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het en die verlaatheid groot is in die land. Nou, groot woorde wat ons hier lees, 'n baie belangrike openbaring wat ons hier sien ook in die woord van die Here. En ons gesels met u dan ook nog vanmôre, en dan sal ons weer later 'n bietjie voortgaan, doen we dan die volgende week woord bedien het, ons met die voortgaan ook met die gedagte: wat is die woord vir ons werd? Want die woord van die Here leer vir ons baie dinge. Dit leer vir ons baie dinge omtrent God self, sy wese en wat sy wil is, sy karakter. Hoe gaan ons hom leer ken? Is deur sy woord. En dan gaan ons 'n bietjie met u gesels ook oor die woord leer vir ons wat is die evangelie. Want ons het 'n boodskap om te verkondig, ons het 'n boodskap om ten eerste eintlik eers gehoorsaam aan te word en gered te word. So, en dan 'n boodskap om te verkondig. Dit is die enigste plek waar ons die evangelie gaan kry. Die woord openbaar ook is vir ons werd, want dit leer vir ons hoe om te bid. Dit leer vir ons hoe met God te wandel. So, alle dinge moet ons 'n bietjie met die gesels hierdie jaar oor, want ons tema hierdie jaar is ook disippelskap. Want dit help nie ons sê ons is net kinders van die Here nie, want jy kan nie 'n kind van God wees en jy is nie ook 'n disipel. Dis onafskeidbaar die twee van mekaar. Dis onderskeiding, maar jy kan dit nie losmaak van mekaar nie. As jy 'n kind van God is, die waarlik weergebore is, dan moet jy ook 'n disipel van die Here Jesus word. En dit kom deur lering. Dit kom deur dit wat ek leer ook te gaan toepas in my lewe. So dit gaan ons alles bykom so die Here wil. Maar daardie gedeelte nou vanmôre wat ons oor met die gesels is, wat is die woord vir ons werd? Dit openbaar die wese en die wil van God. In Romeine 11 vers 33 lees ons: O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Dus ek kan verder gaan ook in die woord van die Here. Ons 'n paar teksverse net vir u lees wat ons kan verstaan en kan sien oor die belangrikheid van kennis van die Here. Daar in Jeremia 9 vers 23 en 24 lees ons: So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem hom hierop beroem dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. So mense kan partykeer vashou en dink omdat ek 'n sekere plek in die samelewing bereik het, of 'n sekere status gekry het, of 'n sekere
punt bereik het waar ek voel ek het nou genoeg bymekaar gemaak op al daai dinge en ek is nou sterk in elke opsig. Dat dit belangrik is. Die Here sê dis nie baie belangrik nie. Maar dat ons daarop sal let dat hy wat die Here ken, hy is die een wat God behaag. En die vraag wat ons onsself moet afvra is, waar staan ons wat ons kennis betref? En as ons praat van kennis, wat bedoel ons met daardie kennis? In Jeremia 31 vers 34 lees ons verder ook, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal almal my ken, klein en groot onder hulle spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Daar gaan 'n punt kom waar ons die Here gaan ken, almal. 1 Korintiërs 13 sê, ons ken ten dele, ons verstaan ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. Net soos wat die Here ons ken, gaan ons hom ken. Dit daar staan. Eendag sal ons ten volle ken, net soos wat ons ten volle geken is. Maar ons tot op daardie punt gaan ons toeneem in ons kennis en ons moet toeneem in ons kennis. Want kennis is, wat die geestelike betref, is mag. Wanneer ons kennis van God het, ware kennis, verander dit jou geloofslewe. Dit verander jou belewenis met die Here. Dit verander jou verhouding met die Here. Hosea 6 vers 3. Nou na dieselfde gedeelte is net 'n bietjie verder gaan, Hosea 6 vers 4 dink ek sê dit. Hy sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dis 'n ding wat in ons dag verskriklik algemeen is. En as ons hier praat van kennis, dan praat ons nie van algemene kennis nie. Ons praat nie van Bybelkennis nie. Ons praat hier van kennis van God en wat God se wil regtig vir ons as sy kinders is, as sy kerk is op hierdie aarde. Maar 6 vers 3 sê die volgende: en laat ons ken. Laat ons dit najag om die Here te ken. Sy opgang is so seker soos die dagbreek en hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laatreën wat die aarde besproei. Laat ons ken. Laat ons dit najag om die Here te ken. So waar kry ons dan kennis van God? Waar? Net in die woord. Dit so? Ons kan 'n bietjie kennis daar buitekant die natuur ook kry, ja, verseker. Ons kan die Here se grootheid ook sien in sy skepping. Wanneer dit kom by die karaktereienskappe van die Here, dan leer ons hom ken in sy woord. Ons kan God sy almag, sy algemene kenmerke, sy almag, sy alwetendheid, sy alwysheid, sy alomteenwoordigheid, sy ewigheid, daardie kennis, daardie eienskappe wat eie aan God alleen is, dit kan ons sien in die skepping, ja. Ons sien dit ook in die Bybel, maar wanneer dit kom by verhouding, dan leer ons God ken in daardie karaktertrekke wat ons as mens mee kan, ek gaan die Engelse woord gebruik, kan mee relate, want dit is verhoudingseienskappe. Dinge soos genade en goedertierenheid en getrouheid en liefde en barmhartigheid en regverdigheid, daai dinge. Dit leer ons nie in die natuur, dit leer ons in die Bybel. Dit leer jy in 'n verhouding met die Here. So waar kry ons kennis? Dit is interessant, daardie woordjie vir kennis. As hy praat in die gedeeltes wat ons nou gelees het ook, die woordjie ken die Here, laat ons dit najag om die Here te ken. Die Hebreëse woordjie wat gebruik word vir ken is die woordjie yada. Daardie woordjie yada het 'n interessante betekenis. Beteken om te sien, om te erken. Engels vat dit so mooi, soos hy sê, a deep, experiential and intimate knowledge gained through relationship rather than just intellectual information. En dit is wat ongelukkig baie keer in kerke ook kan gebeur. Dat ons intellektuele kennis van God kan opdoen. En dat ons kan sê, ek weet die Here is so, die Here is so, en ek het nou al gelees, hy is so en hy is so, en dit is heel waarskynlik groot waarhede wat jy geleer het, maar dit kan baie keer net intellektuele kennis wees. Sonder dat ons dit in 'n verhouding met hom beleef. En dis waar hy wil hê ons moet dit beleef. En jy gaan dit alleenlik ontdek, dit sien, wanneer jy tyd met die woord spandeer. Ons het laasweek gesê, die natuur en die skriftuur, die skepping en die Bybel openbaar die Here. In Romeine 1 vers 19 lees ons hierdie woorde, omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Hoor nou, hy sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging sal hê. Hierdie woord geld vir almal wat sê, maar wat van die mense wat nie 'n Bybel het?
Wat van die mense wat nog nooit gehoor het nie? God openbaar homself in mense se gewete deur sy gees. En hy gebruik baie keer die skepping ook in daardie opsig. Maar die woord het bygekom. En die woord het die openbaring van God soveel groter en soveel vollediger gemaak. Ons het laasweek weer gesê, die openbaring van die Here, van Genesis tot Openbaring in die laaste boek in die Bybel, is iets wat ontvou. Dis progressief, dit ontwikkel. En aan die einde van die Bybel, as mens by die laaste gedeeltes kom, dan kom jy uit by 'n punt dat jy sê, nou het ek die Here gesien. En dit behoort so te wees, as ons werklik met die woord omgaan in eerlikheid en soekend na die Here, dat ons hom sal sien. As ek sê met ander woorde, laat ons dit najag om die Here te ken, dan beteken dit, laat ons dit 'n prioriteit in ons lewens maak om die Here te sien. Nie te sien met hierdie oë nie, maar te sien in jou gees, met 'n geestelike oog te kan sien. En ek het dit laasweek ook gesê, niemand kan God sien met 'n nie weergebore hart nie. Niemand kan die Here in sy heerlikheid sien en leer ken sonder 'n hart wat verander is deur die gees van God nie, want dit is die gees van God wat 'n mens moet lewendig maak sodat hy kan sien. As jy kennis van God het en jy is nie gered nie, dan het jy intellektuele kennis van God. Maar hoeveel van ons wat hier sit, het daardie relatiewe kennis, as ek dit so kan. Ek het geleer, ek het ontdek, ek het gesien, ek het beleef. Ek het vanmôre in my stilte tyd het ek die Here weer gesien. Ek het een of ander eienskap van hom ontdek. Ek het een of ander iets van sy hart ontdek vir my en vir die wêreld. Kan ons dit sê? By herhaling, by gereeldheid, wanneer ons praat van stilte tyd. So wat een van die twee is die mees omvattende, die duidelikste, dis sekerlik die woord van die Here. Want 'n mens kan in die natuur rondloop en jy kan dinge sien en jy kan sê dag is evolusie. En baie mense wat dit doen. As jy evolusie wil sien, bewys dit jou blindheid teenoor God. Efesiërs 1 vers 17 sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Dis Paulus se gebed vir die gemeente daar in Efese. Dis my gebed vir hierdie gemeente, dat die Here, die God van die heerlikheid, die God van ons Here Jesus Christus, aan julle daardie openbaring sal gee in julle stilte tyd. Wanneer hulle met die woord omgang het, dat hulle die wysheid en die insig sal kry, die kennis van die woord sal kry. Want ek weet, as daar kennis kom, as daar openbarings kom, dan bring dit ons nader aan die Here, en nader aan sy plan en sy wil vir ons lewe. As 'n teksvers daar in Spreuke, wat ek net aan dink nou, wat hy sê, as daar geen openbaring is nie, dan raak die volk bandeloos. En dit is baie keer so in kinders van die Here se lewe ook, as daar nie openbarings van die Here in jou lewe is nie, is daar nie dieper kennis en dieper wandel met die Here is nie, dan raak 'n mens bandeloos, dan raak 'n mens los, dan rafel jou geestelike lewe baie keer uit. Feit, God het homself openbaar en bekend gemaak deur sy woord. En sonder die woord sou ons hom nooit kon ontdek of leer ken nie. En dit is so belangrik, die woord is, dit is die waarde wat die woord vir ons het. Ons sou niks van sy karakter weet nie, ons sou niks van sy vermoëns weet nie, ons sou niks van sy hart weet nie. Ons kennis van God is afhanklik van die woord. En dit te lees ook saam met die Heilige Gees. Ja, maar ek dink as op hierdie Bybel wat dit staan, of een van hierdie twee, nee, as hierdie ene. Steun nie op jou eie insig. Dis wat die Here vir my gesê. Maar vertrou die Here. Ek moet steun op my eie insig wanneer ek die Bybel lees. Ek het die Heilige Gees nodig om my te begelei. So ek gaan dit gou vinnig vat. Laas Sondag het ons gepraat, het openbaar die wese en die karakter van God. En Jesus het gesê in Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Nou onthou wat ek julle gesê, die ewige lewe is nie iets wat aanbreek wanneer die dag 'n mens doodgaan. Dan ontvang ek die ewige lewe. Baie mense sien die ewige lewe as die hemel.
As Jesus sê, so lief het God die wêreld gehad dat die enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, dan sien baie mense dit as sodat ek uiteindelik hemel toe kan gaan. Ewige lewe begin die dag wanneer jy gered word. En dit duur tot in ewigheid. Onverderflike lewe, geestelike lewe. En nou sê Jesus hierso, hy sê dit is die ewige lewe, dit is die ware sin van lewe. Dis die essensie van lewe, en dat hulle u ken. Enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dis die kennis wat nie vergaan. Dis die kennis wat 'n mens nie opgeblaas maak. Dis die kennis wat jou laer voor die Here bring. Want hoe meer jy van die Here leer, hoe laer leef jy voor hom. Kopkennis wat jou reguit voor die Here staan, regop. Ware kennis van God wat mens buig voor hom. Daar's enkele prominente gevalle in die Bybel aan wie die Here hom bekend gemaak het. Aan wie hom openbaar het, en ons leer uit hulle openbarings, dit wat hulle ontvang het. Ons het gepraat van Abraham, en ek gaan een versie van elkeen van Abraham, in Genesis 17 vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Ek is El Shaddai. Wandel voor my aangesig, dan sê jy opreg. So Abraham geweet het wie hierdie God is, as hy nie gesê het, ek is God, die Almagtige, ek is El Shaddai nie. Nee. Hy het aan hom bekend gemaak. En hy het geleer, Moses, en die God sê vir Moses vir hom vra, wie moet ek sê vir Farao, en ek kom nou na Farao toe gaan, hy is God. Hy is God vir die Egiptenare. Hy is hulle enigste God, hy is die hoogste God. Hoe gaan ek nou vir hom sê, wie het my gestuur? En die Here sê vir Moses, en sê vir hom, ek het jou gestuur. I am what I am. Daardie woord ek is, in daardie konteks wat hy dit vir Farao gesê het, glo ek het Farao onmiddellik besef, ek het hier met iemand te doen wat hoër as ek. Met die gesag wat Moses het gaan sê, en daardie woorde moes sy ore laat tyd het, moes 'n verskrikking vir hom veroorsaak het. Die persoon wat hier voor hom staan sê, die absolute, die ewige onveranderlike ek is, het my gestuur. En dat mense nog steeds, ten spyte van dit, iemand soos Farao, sy hart kan verhard met so Gods openbaring, né? Dis altyd vir mens net eenvoudig te groot om te verstaan. Maar Moses wou God sien. Wat beteken daardie uitdrukking, ek wil die Here sien? Hy wou eintlik meer van die Here leer ken. Hy het gesoek na Yada. En ek wil die sien. En die Here sê vir hom, jy kan nie my heerlikheid sien en bly lewe nie, want my heerlikheid is 'n verskrikking vir die mens in sy natuurlike menslike toestand. Niemand kan my sien in my volle heerlikheid en bly leef nie. En ek ons vergeet hierdie dinge. Hoe groot die Here is. Toe die Here by hom verbygaan het hy geroep, Here, Here. Hy gebruik 2 keer die uitdrukking Jahwe, Jahwe. Barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Moses het dit gesê omdat hy dit al geleer het, omdat daar al openbaring aan hom was van God se kant af. Dis wie ek is. Later sou Moses op hierdie dinge terugval, dat God genadig en barmhartig, dat God lankmoedig en God van goedertierenheid en trou is, en Moses het dit gebruik wanneer hy tot die Here genader, wanneer hy gebid het vir sy volk, wanneer hy ingetree het vir sy volk, het hy hierdie kennis van hom het hy ingebring, en het volgens dit gebid. En dit sê vir my, Moses se kennis was nie net hier nie. Hy het daai kennis na sy gebedslewe toegevat. Hy het sy kennis na die volk toegevat. Kom kyk na Dawid vanmôre. Dawid het vir ons 'n skatkis nagelaat.
Kyk op die regte plek is. Ek dink lekker daar. Dawid het vir ons 'n skatkis van godskennis, goddelike wysheid nagelaat. Ons het so 2-3 jaar terug, dalk 'n bietjie langer terug, het ons met julle gepraat oor die prioriteit, die plek wat psalms in ons lewe behoort in te neem. En ons het vir baie lank daar stil gestaan. Ek het 'n boek vir julle beskikbaar gestel ook. Die van julle wat hom dalk nie was nie, is welkom. Julle kan net my WhatsApp en julle kan hom by my bestel. Ek kan hom vir julle gee, ek kan vir julle stuur ook. Maar hoe ons die psalms kan en moet gebruik in op ons ontdekkingstog, ons reis om God te ontdek en te leer ken vir wie hy werklik is. Want dis wat Dawid en ander wat die psalms geskryf het, daar's 'n hele paar skrywers gewees, dis wat hulle met ons gedeel het. Dinge wat hulle ervaar het van die Here. Gaan doen bietjie self op die eie studie. Dit gaan vir 'n hele jaar besig hou. Maar gaan doen dit. Gaan vat die psalm, gaan werk hulle een vir een deur en gaan vat elke psalm en kyk die verskillende verwysings na God, die verskillende name wat vir Here gegee word, die verskillende eienskappe van God wat jy in die psalms gaan ontdek. Daar's 'n magdom van dit. Jy weet, gaan jou heel jaar besig hou. Good luck. Doen dit. Dawid het God leer ken, soos wat die Here aan hom geopenbaar het. Let op Dawid se beskrywings, sy verwysings na God, al die verskillende name en die karaktereienskappe. En ek gaan ons baie gevindig dan Psalm 144, dis net gevindig daar kan kom, Psalm 144. Geloof sy die Here my rots, as daar ene. En ek eerste een is my Here. Die Here my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer, my goedertierenheid en my bergvesting, my skans en my redder, my skild en die een by wie ek skuil, wat my volk aan hom onderwerp. O Here, wat is die mens dat U aan hom dink, die mens se kind wat U hom ag gee. Net na een versie, 2 versies. Hoeveel verwysings is daar? Kan ons God leer ken vir wie hy is. Wat was hy vir Dawid gewees? Wie was hy vir Dawid gewees? My goedertierenheid, my bergvesting, my skans en my redder, my skild en een by wie ek skuil. Is dit kopkennis wat jy praat? Nee. Dis ervaringskennis wat jy praat. Dis 'n verhouding wat vir Dawid laat praat, laat skryf en ons kan leer by hom en dit word deel van God se openbaring van homself aan jou en my ook. Ons steek bietjie kers op by Dawid. Wat het hy van die Here leer ken? Sy kennis van God het gekom uit sy wandel met God, sy belewennisse met God. Dawid se kennis en ervaring word deel van ons aanbidding en belewenis as ons dit ook gaan doen. Dis 'n paar wat ek net so vinnig opsommingkie gemaak. Ek nou nie julle huiswerk gedoen nie. Net om julle so 'n bietjie 'n kickstart te gee. In die psalms lees ons, Dawid noem hom Allerhoogste, my goedertierenheid. Hy noem hom God van wraak. God is my skild, my toevlug, my rots en my bergvesting, my sterkte, my herder, my helper en verlosser, die regverdige regter, my skepper, my bewaarder, my lig en my heil. Hy sê, U is my soos 'n vader, my krag en my psalm, my jubelende blydskap, my genadige God, koning tot in ewigheid, my steun, met majesteit en heerlikheid bekleed. Dis Dawid se taal, wat uit sy hart uitkom, wat uit 'n verhouding met hierdie God. Daai woordjie majesteit, heerlikheid, is my so mooi. Dit dui op magnificence, beauty, splendor, excellency, glorious, goodly, honor, majesty. Is dit die woord wat ons gebruik wanneer ons die Here aanbid? Of nog nooit van gehoor nie, of is dit 'n skam om te bid, of sê ons weet nie hoe om te bid nie? As iemand na jare as kind van God sê, ek weet nie hoe om te bid nie, dan maak ek 'n gevolgtrekking. Jou tyd hiermee is my. Want hier leer jy wie God is. En jy leer om hom aan te spreek en hom te aanbid. En as jy eers begin aanbid, kom die res van self.
Dis ons handleiding. Dit openbaar God te wese, sy wil, sy karakter. Waarvoor? Dat ons hom kan aanbid vir wie hy is. Want wanneer ek hom aanbid en ek sê, Here, kom ons vat 'n voorbeeld. Ek is in 'n benoudheid, ek moet ergens heen gaan, ek het allerlei vrese, ek moet voor mense gaan staan, ek moet dinge doen en dit is vir my vreemd. Nou bid ek. Nou kan een van twee gebeure kan jy bid. Jy kan sê, ag Here, help my asseblief. En dis wat ons gewoonlik doen. Jy kan sê, ag Here, ek aanbid U vanmôre as my bewaarder, as my krag in my psalm. Here, dankie dat ek vanmôre in U krag en op grond van U woord wat U my gee, wie U is, na hierdie plek toe kan gaan en jy kan met geloof daar wegstap. Jy kan in vrede daar wegstap. En die een wat ek aanbid, ek het my fokus verskuif na God toe en die ander een het ek na myself, ag Here, help my. Ek sê nie is verkeerd om te sê, Here, help my, jy moet bid. Maar doen dit gesamentlik met aanbidding en jy gaan sien hoe jou gebed jy begin sin maak, hoe jou gebed 'n ander dimensie begin kry. Ons praat nog oor gebed, kom. Om die woord te bid. Dis Dawid. En ons kan baie oor Dawid nog verder sê, maar ek gaan afsluit met Dawid met hierdie punt, want ek wil voor aangaan na Jesaja. Dit is volgend gelees in Jesaja, hoofstuk 6, waar Jesaja die Here sien sit het. En die Here het hom 'n gesig gegee, openbaring gegee. Dit was nie 'n droom gewees wat hy gedroom het nie, dit was 'n visie gehad wat hy God gesien het. Openbaring van God. En mens hoor baie van openbarings en visies en visioene wat mense deesdae het. En ek skryf hierdie goeders af. Want die meeste daarvan is soos alles omtrent vandag fake. Want ek weier om te aanvaar dat iemand sê ek het 'n visie van God gehad. God het hom aan my openbaar en jou lewe word nie radikaal verander. En jy praat lighartig oor dinge wat hy jou gewys het en Paulus kom terug na hy 'n visie gesien het en hy sê sommige dinge wou ek oor praat met die Here, my verbied om dit te praat. Mense praat oor hierdie goedes asof hulle ergens 'n koffieshop gaan kuier. Ek het daar dinge gesien, ek het daar dinge beleef. Die Here het my dit gewys, die Here het my dat gewys. En hy praat nie met ontsag. Ek wil amper sê met verskrikking oor dit nie. Weet jy, as ons kyk na hierdie gedeelte wat ons gelees het, in Jesaja 6, ons almal weet, God is liefde, né? Ons almal weet God is 'n genadige God, barmhartig, vergewensgesind, lankmoedig, regverdig, alle dinge, ons weet dit. Nêrens in die Bybel lees ons dit een keer, God is liefde, liefde, liefde. Maar jy lees dit 'n paar keer in die Bybel, God is heilig, heilig, heilig. Wat sê dit? As die Here ons wil herinner en dit wil onderstreep, moet nooit vergeet wie ek is. Ek is jou vader, ja, maar ek is nie jou daddy nie. Ek is jou vader, maar ek is 'n heilige vader. Moenie vrypostig raak, want die Bybel ons leer van vrymoedigheid. Moenie vrypostigheid lees nie, want God is heilig. En die woordjie heilig beteken totally different. Afgesonder van die skepping, bokant die skepping, uniek, geen gelyke nie. En hom is daar geen kwaad nie, en hom is daar geen duisternis. Hy's anders. En nou roep hy vir my en vir jou as sy kind, en hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Wat sê? Be different. Wees anders as die wêreld. Wees so, dat hy jou sal eien as een van my. Dis heilig. Beteken nie, nou is dit 'n kwessie van, nou moet ek op 'n sekere manier aantrek, en ek moet die make-up weggooi, en ek moet die langbroek weggooi, en die arme vrouens loop altyd deur onder die goeders, maar kom by heiligheid. Dit beteken nie al daai klomp goed is, definitief.
En heiligheid het te doen met 'n karakter, Christus gelykvormigheid. Dit begin nie buitekant nie, dit begin binnekant, en dit werk uit. Heilig is sy naam. Sien, ek het vir gesê, daar's 'n groot onderskeid tussen om kennis van God te hê en om God persoonlik te ken. En dis 'n vraag wat jy voor die Here moet beantwoord. Ek kan dit nie vir jou beantwoord nie. Ons staan voor die Here, ons moet daai rekenskap gee. Ken jy hom hier? Of ken jy hom in 'n verhouding? Weet Job, daar word van hom gesê dat Job hierdie agtergrond, dat Job was 'n godvreesende man geweest. Vroom en opreg. Maar selfs Job se kennis van God was hoorsê. Het jy dit geweet? In Job 42 sê dit. Hy sê dit self. Van hoorsê het ek jy geken. Nou antwoord hy, dan sê hy die volgende woord. Maar nou het my oog jy gesien. Wat sê Job eintlik vir ons met dit? Dat ek en jy ook, ten spyte van die feit dat ons dalk godvreesend is en baie vroom en opreg kan lyk vir mense, dat ons in hierdie wêreld kan rondloop met 'n oppervlakkige kennis, 'n hoorsê kennis van God. Dit wat jy weet van God, wat ander mense my vertel, dit is ander mense se getuienisse dan. Dit is ander mense se verhale wat ons by gaan leer oor hoe die Here is. Maar wat is jou verhaal? Is dit oortuigend? Dis die vraag wat ons moet antwoord. Van hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Dit het Job 'n foltering, 'n intense beproewing, waar hy sy kinders verloor het, waar hy sy rykdom verloor het, waar hy sy gesondheid verloor het, dit het hom daardie journey gevat, om die Here te leer ken, vir wie hy regtig is, om die Here te sien, vir wie hy regtig is. Want hy het persepsies gehad, hy het afleidings gehad, hy het hoorsê kennis van God gehad, en op grond daarvan het hy op 'n sekere manier gelewe. Maar die Here het 'n opregtheid in sy hart raak gesien, ten spyte van dit. Maar die Here vat hom deur daardie journey, om hom uiteindelik sy hart te wys. Sy ware hart. Nie sy filosofiese benaderingshart, wat mense in menslike wysheid gedink het, dis hoe God is. Daar's 'n groot onderskeid. Baie mense weet dalk iets van God, maar min ken hom persoonlik. Jy selfs kyk na die besetenis, die belydenis. By gevalle is gelees is daarvan, dat toe die Here Jesus by besetenis kom, wat sê hulle? Ons ken u, ons weet wie u is. Is hulle gered deur daai kennis wat hulle gehad het? Nee. Daarin Handelinge, daardie geval, die duiwel, wat uitgedryf word in die seuns van Skeva, dink ek was hulle gewees. Hulle het ook duiwels uitgedryf, en wat gebeur met hulle? Hulle moes hol. Want die duiwels antwoord en sê, ons weet van Paulus, en ons ken van Jesus, maar wie is julle? Hulle kennis wat hulle gehad het van Jesus, hulle gered? Nee, want hulle het nie 'n verhouding met hom gehad. Ons kan slegs deur sy woord wat hom openbaar, en hom onderskei van enigiets en enigiemand anders hom leer ken. Die Bybel beskryf God se wese op 'n manier wat ons as mens kan verstaan, en wat dit moontlik is om hom te leer ken. En hy kom baie keer na ons en hy openbaar homself in menslike terme, en hy sê, ek is so, ek is so, ek is soos 'n vader, ek is soos 'n moeder, ek is soos 'n herder, julle is my skape. Hy gebruik aardse menslike terme om homself aan ons bekend te maak. Dis hoe ek is. Maar dat ons nie vergeet, dat as ons met God te doen het wie hy is, dat hy heilig is.
Ek lees in die week, vorige week lees ek het, dat iemand geskryf het, ook en het was my aan die hart gegryp word. Toe die serafs uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here, van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, dan lees ons, en die drempelposte het gebewe. Dooie God het gebewe vir daardie verklaring. En kinders van die Here het hulle eerbied en hulle ontzag verloor. Die wêreld, aardse, verganklike goed so reageer op 'n Godsopenbaring. Wat is ons hart? Ons verstaan nie dalk nie altyd God se wil nie, maar wanneer ons sy wese en sy hart leer ken, dan aanvaar ons sy wil soveel makliker. He is a good Father. Ek weet wie God is. Ek het hom leer ken vir wie hy regtig is. En daar kom een of ander beproewing, een of ander diep ding oor my lewe. En ek weet dis hoe God is. Ek het hom leer ken vir wie hy is. Dan berus 'n mens baie makliker. Want die God wat goed is, se wil is ook goed. Al het die duiwel partykeer ingespring. Al het ek partykeer nonsens aangejaag en het dit toegelaat. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ons moet ons liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. En dan sê verder, en word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ons moet ons denke verander, ons moet ons verstaan van God, ons kennis van God, moet ons in lyn bring by wat die waarheid is. En sê, sodat julle kan beproef, kan verstaan wat die goeie en volmaakte en welgevallige wil van God is. God se wil is goed. Dit maak nie altyd vir ons sin nie. Maar daar is tye in my lewe ook al gewees, en ek dink op baie van julle se lewe ook, dat dinge nie sin gemaak het nie, omdat ek geen ander keuse gehad het nie, en geen ander ding wou gedoen het nie, as om te sê, Here, ek verstaan nie, maar dis oukei. Ek vertrou nie. Jesaja 55 vers 8 en vers 9 sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, julle wee is nie my wee nie, spreek die Here, want so die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee, my gedagtes is julle gedagtes. God is anders. Maar dit het hom nie verhinder om hom aan jou en my as mens bekend te maak. En ons uitnooi te sê, leer my ken. Kom ek vat jou op 'n journey. Vertrou my. Ek gaan jou leer wie ek werklik is. Jy gaan sien wie ek werklik is. Stap saam met my. Kom ons maak eers hierdie een dingetjie uit. Kom ons maak seker ons stap saam. Op my voorraad, my terme. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat hom vergeld moes word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Ek gaan dit hier halt roep. Nou hierdie een teksvers wil ek net nog wys. 1 Timoteus 1 vers 15 lees ek, dit is 'n betroubare woord, dit is aan die begin van die boodskap ook al gewees. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus, Jesus, in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid
tot in alle ewigheid. Ons sê, deur die woord kom daar kennis van God, wie hy is, sy wese, sy wil, sy verhewenheid, sy heiligheid. Deur die woord wys hy vir ons sy afskuw vir sonde. En watter drastiese stap hy moes neem om met sonde te deel, en deur sy seun daarvoor te laat sterf. Maar dit laat ons nie in die duister nie, en in wanhoop nie, want die woord openbaar nie net God. Dit openbaar sonde, ja, maar dit beantwoord ook en openbaar die weg wat God daar gestel het om gered te kan. Goeie nuus van die evangelie. Dit praat ons volgende keer. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons na u woord luister, en ek dink maar weer aan hierdie woorde wat ons gelees het by die aanvang, wat die serafs uitgeroep het, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskaar. Dan moet ons voor die kom bely in hierdie oomblik, ag Here, ons besef nie regtig wat dit beteken nie. Ons gaan partykeer self met hierdie woorde gaan ons ligtelik om. Ons praat daarvan, maar hoeveel insig het ons regtig in? Here, as daar iets is wat ek verbid vanmôre, is dit ons versigtig sal omgaan met hierdie dinge. En dat die opregte eerbied en vrees vir u woord en vir God self, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees in ons harte weer sal terugkeer. Dat ons sal let op u woord, 'n agting vir u woord en vir u self sal hê. Dit nie ligtelik sal opneem as ons praat van die Here het vir my gesê, God het gespreek, of so sê die Here, of die Here het vir my gewys, ek het gesien, ek het geleer. Daardie dinge moet in ons lewens 'n verandering bring. Dit is waarvoor ons bid vanmôre. Dankie dat u self aan ons openbaar deur u woord, en dat u gereed staan, meer as gewillig is, om vir ons meer en meer u self te kom wys. Here, hoe kan ons dit vra, as ons dit nie ook beleef nie? Ons het 'n besluit om te neem. Ons het 'n stap om te vat, Here. Dankie dat u altyd die inisiatief neem en vanmôre vir ons nooi. Ons wil antwoord, Here, want ons wil doen wat u woord sê, dat ons ken, dat ons dit najaag om die Here te ken. Nie nog verstandkennis nie, maar Here, te leer ken vir wie werklik is. Dankie dat u vir ons hoor vanmôre, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen.